Lekker en voedsame kos speel 'n belangrike rol in die welstand van ouer persone. By Tainiko is kwaliteit 'n prioriteit en daarom word daar met sorg en toewyding seker gemaak dat elke maaltyd nie net smaaklik is nie, maar ook aan die voedingsbehoeftes van ouer persone voldoen. Goeiemiddag en baie welkom by Tainiko vanmiddag. Vandag se onderwerp is die voeding van ouer persone. Soos wat u dalk reeds bewus is, verander ons behoeftes soos wat ons ouer word. En voedingsbehoeftes is definitief een van die behoeftes wat verander, na aanleiding van 'n mens se ouerwordingsproses. Vandag by my is Marnel Coetzee. Baie welkom hier by ons. Dit is so groot voorreg om jou hier te hê. Baie dankie Alani, dit is so lekker om by julle te kuier in hierdie mooi George. Ons het die voorreg gehad om al vir 9 jaar betrokke te wees by Tainiko en die bejaarde voeding en die bejaarde omgewing lê my persoonlik baie na in die hart. So dis vir ons baie lekker om ook vandag deel van hierdie gesprek te wees. Ek wil sommer interessantheidshalwe hoor, hoe lank is jy nou al by die voeding van ouer persone betrokke? Wie jy, my beroep het begin in die onderwys. En ek het baie kort besef dat ek eintlik 'n baie groot passie vir die bejaardes het. En in totaal is ek nou seker 34 jaar betrokke by bejaardesorg en die voeding van bejaardes. As ons kyk na die ouer wordende mens en die verwagting van bejaardes wat nou al 20, 30 jaar afgetree is dit so 'n veld waar net baie meer kennis moet in belê word. So ja, my pad met bejaardesorg en demensie en spesiale dieete en terapeutiese dieete loop so 34 jaar saam. Jo, dit is omtrent 'n leeftijdsondervinding. Ja. Ek is baie dankbaar dat ons die voordeel kan trek van al daardie kennis en ondervinding. Ja, ek dink ons onderskat heeltemal die impak van voeding. Dit is nie net om jou maagie vol te kry nie, maar dit is ook, ek vind na COVID het die ouer wordende persoon baie meer vereensaam. En kos kan ook gebruik word as 'n sosiale media om mense bymekaar te bring, want wat is nou lekkerder as om 'n tafel te kuier? So ons besef ook ons verantwoordelikheid is groter as om net vir mense goeie voeding te gee, want saam met voeding gaan ook 'n sosiale mens wees en saam wees. Absoluut, dis baie belangrik. Jy is heeltemal reg. Ons het in COVID-tyd het ons gesien wat die sosiale isolering doen aan ouer persone. En ek dink ook die pad vorentoe, as ons nou kyk, alle navorsing sê dat mense baie ouer gaan word. En mense tot 30 jaar na aftrede kan lewe. En daarom moet ons verantwoordelik wees om navorsing te doen oor wat is die pad vorentoe. Ons het baie spesifiek gaan kyk na elke generasie en wat hulle behoefte is vir die bejaardesorg. So die baby boomers wat nou inbeweeg, het 'n spesifieke behoefte rondom wat hulle kosvoorkeure is. En die generasie X, maar ook die millennials wat seker maak dat hulle ouers geplaas word in aftreeoorde of in tehuise, het 'n spesifieke behoefte. En jy moet bewus wees daarvan en ook aan hulle voldoen. En keuse raak net 'n al groter faktor. Mense wil nie meer net spesifieke bord kos hê voor hulle nie, maar hulle wil die keuse hê van wat hulle kan eet. En ook nie meer 'n spesifieke etenstyd nie, maar wil kan eet van 12:00 tot 2:00 wanneer dit hulle leefstyl pas. Ja, dit bied eintlik groot uitdagings in terme van voeding. Dit doen definitief groot uitdagings en jy moet ook jou kombuis op so 'n manier bestuur dat dit nog regtig voldoen en aan die voedingsbehoeftes voldoen van elke bejaarde. Want op die ouend gaan dit oor die gehalte produk wat jy op die tafel sit. So vars produkte, 'n verskeidenheid en definitief 'n keuse aan hulle kant is belangrik. Maar tog ook moet ons in ag neem dat die demensie en die terapeutiese behoefte moet aan aandag gegee word om op die ouend 'n volledige voeding te gee aan die ouer wordende persoon. Dit is baie interessant. Maar Nel, kan ek een mite dalk besweer? Daar word baie gevra, gebruik ons die kos wat oorbly, oor en oor tot dit op is? Of hoe werk dit nou eintlik? Ja, ek dink die belangrikheid van 'n maatskappy soos ons doen presiese produksie vir die dag.
afhangende van die getalle wat die kliënt vir ons gee. So ons doen nie oorproduksie nie. So as daar letterlik 100 mense eet, dan doen ons die produksie vir 100 persone. So daar is nie ou of oorskietkos in die kombuis beskikbaar nie, want die produksie word letterlik beplan volgens die aantal etes wat elke dag geëet word. Baie dankie Marnel. Dis 'n groot plesier, dit was lekker om by jou te kuier. Baie dankie.